Andrew, waarom staar jy na die hemel? Erfdelers, geseënde hemelvaart. En al ontmoet ons nie vandag in persoon nie, weet ons dat die Here se woord nog steeds net so kragtig is. En dis my gebed dat jy vandag die Here sal beleef, hom sal ervaar en dalk in geloof so 'n bietjie 'n tree nader aan die Here sal gee. Ons het die voorreg vandag om te weet waaroor hemelvaart gaan. Ons weet dat dit nodig was en ons weet dat Jesus nou sit aan die regterhand van God die Vader, dat Jesus moes weggaan sodat hy die Heilige Gees, die trooster, na ons toe kon stuur. Soms is dit die probleem, dat ons juist die antwoord van hemelvaart so goed ken, dat ons nie regtig besef wat die mense van daardie tyd moes beleef en ervaar het nie. Daarom wil ek jou uitnooi om vandag 'n oomblik saam met my deel te word van hierdie verhaal. Deel te word van wat die disippels moes beleef en ervaar het. Hoe hulle moes voel toe Jesus voor hulle oë opgeneem word na die hemel toe. Ons vier vandag en ons celebrate en ons moet, maar ons vergeet so maklik dat hemelvaart vir die disippels nog 'n groot verlies was. Dink daaraan, nie lank voor die hemelvaart nie, het die disippels by die kruisdood van Jesus gaan staan. Het hulle beleef hoe Jesus moes sterf. En dis asof hulle hoop saam met hom gesterf het. Hulle het geglo en vertrou dat Jesus die een is wat die verskil gaan bring, wat alles gaan verander. En nou gaan hy dood. Lukas 24 vertel die verhaal van 2 mans wat loop en gesels en hulle praat oor alles wat gebeur het. Hulle praat oor Jesus se kruisdood. En dan is daar een van die hartseerste sinne in die Bybel. In Lukas 24 vers 21 wat sê: Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Ons het gehoop, verlede tyd. Hulle het gehoop Jesus sou die een wees, hulle het gehoop hy sou 'n nuwe koninkryk bring, hulle het gehoop dis die einde van Rome, maar toe sterf Jesus. En dit voel vir hulle soos die einde. Maar toe, against the odds, gebeur Paasondag. Jesus staan op uit die dood, hy leef. Hy verskyn aan hulle, hy eet saam met hulle, hy wys vir hulle sy wonde, hy deel met hulle oor die koninkryk van God. Handelinge 1 vers 3 sê, in die loop van 40 dae na sy lydenstyd, het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn. En hoorie, hy het op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. En hy het oor die koninkryk van God gepraat. Vir 40 dae lank oortuig Jesus sy disippels, hy leef. Kan jy dink hoe onbeskryflik dit vir hulle moes wees, die opgewondenheid? Jesus leef. Die nuwe verwagting, die idee, hierdie keer gaan dit dalk anders wees. Jy hoor iets daarvan in die vraag wat hulle Jesus vra, kort voor sy hemelvaart, Handelinge 1 vers 6, wat sê, 'n ander keer het een van die apostels vir Jesus gevra, Here, sê asseblief vir ons, gaan U Israel nou weer tot sy vorige glorie herstel, soos in die dae toe ons nog ons eie koning gehad het. Die vraag kan dalk vreemd klink, maar hulle wil eintlik eenvoudig vra, Here, is die swaar kry nou verby? Is die onsekerheid klaar? Gaan goed uiteindelik nou beter word? En dan nie lank daarna nie sê Handelinge 1 vers 9, hy is toe in die hemelruim opgeneem terwyl hulle toe kyk. Hy het in 'n wolk verdwyn. Jesus gaan toe weg. Al hulle hoop, al hulle nuwe verwagtinge gaan weg. Jesus sou hierdie keer die verlossing bring.
'n nuwe kans, 'n nuwe geleentheid en toe gaan hy weg. Vers 10 sê, en terwyl hy weggaan, het die disippels nog stip na die hemel bly kyk. Hulle staan en kyk. Hulle word vasgevang in hierdie oomblik. Hulle sien Jesus se voete net al hoe verder weggaan. En saam met dit ook hulle hoop. En ek dink baie van ons, en dalk jy wat hierna luister vandag, was al meer in sulke oomblikke as wat jy besef. Want wat sê 'n mens wanneer Jesus weggaan? Wat sê 'n mens wanneer jy weet hy leef, maar jy kan hom nie meer sien nie? Ons bid, maar dinge verander nie. Ons sê Jesus leef, maar ons kyk na die omstandighede in ons land, na ons families, ons finansies, ons kerke, ons toekoms, en dit voel vir ons asof Jesus weg is. Ek en jy beleef dalk daar dieselfde teleurstelling. Waar ons, soos hierdie disippels wat staan en kyk na die hemel, wil sê, maar Here, wat nou? Dit klink soos daardie Emmausgangers wat gesê het, ons het gehoop. Ons het gehoop teen hierdie tyd sou dinge beter raak. Ons het gehoop die behandeling sou werk. Ons het gehoop die besigheid sou weer optel. Ons het gehoop my lewe sou al baie verder gewees het as wat dit is. Ons het gehoop. Maar nou is jy op 'n plek dalk in jou lewe waar jy soos hierdie disippels sê, maar Here, wat nou? Ons is in daardie tussenin plek. Dit is nie heeltemal by ongeloof nie, maar jy voel jy is nie by oorwinning nie. Jy weet Jesus leef, maar jy sien hoe hy weggaan. Jy staan iewers tussen die opstanding en hemelvaart. Jy glo Jesus leef, maar jy sien sy voete net verder en verder weggaan. Ons leef tussen Romeine 8:28 wat sê, God laat werk alles ten goeie, maar die werklikheid voel nie so nie. Daardie tussenin plek waar ek en jy ook soos die disippels maar net staar na die negatiewe goed, die probleme, die vrese. Ons weet Jesus leef, maar ek weet nie wat om te doen nie. Dan is daar baie eerlike gebed in die woord, die gebed wat ek dink ek en jy dalk vandag, as ons dink aan hemelvaart moet bid, waar 'n pa vir Jesus sê, hy sê vir Jesus, ek glo. En ek dink vandag jy kan saamstem, ek glo, ek weet Jesus leef, ek weet hy kan enigiets doen, ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, en dan sê hy, help my in my ongeloof. Here, ek glo, maar nou gaan U weer weg. Help my in my ongeloof. En ek wil vandag vir jou sê, jy is nie alleen as jy soms voel dat jy net staan en kyk nie. Jy is nie alleen as jy weet Jesus leef en jy glo en jy is oortuig daarvan, maar jy weet nie waar sy in jou situasie nie. Want op 'n berg staan 'n groep mense wat Jesus liefhet, wat hom gevolg het, en vir 'n tweede keer gaan hy weg. Hulle staan en kyk. Hulle sien Jesus se voete net verder en verder weggaan. Wat sien jy? Soms wag ons vir Jesus, maar Jesus wag eintlik vir ons. Ons is Jesus se voete hier op aarde. Jesus het opgevaar, maar sy werk gaan aan deur ons. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy nie sy werk op aarde gestop nie. Hy het dit aan sy disippels toevertrou. Vandag is ons Jesus se voete, sy hande, sy stem hier op aarde. Baie mense wag vir Jesus om iets te doen, maar Jesus wil deur ons werk. Dink daaraan.
As iemand hoop nodig het, wie gaan dit bring? As iemand gebed nodig het, wie gaan bid? As iemand van Jesus moet hoor, wie gaan praat? En God wil ons gebruik. Jesus werk steeds, maar hy werk nou deur ons, sy kinders. In Johannes 14 vers 12 sê Jesus, wie in my glo, sal ook die werke doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Hierdie groter beteken eintlik meer. Dit praat van vermenigvuldig. En so Jesus kom sê eintlik hierso dat, luister, ek was een, maar nou vertrou ek julle om die werk verder voort te sit. En daarom sal die werke wees wat julle doen, meer wees daar buite. En so weet Jesus, wil hy ons moet sy voete wees. Toe Jesus op aarde was, het hy mense aangeraak, vir siekes gebid, mense bemoedig, die verlorenes gaan soek. Nou roep hy ons om dieselfde hart vir hom te hê. Ons kan sy voete wees by die skool, by die gimnasium, by die huis, onder jou familie en vriende, by jou besigheid of selfs daar by die plaas. Jy moet net beskikbaar wees. Ja, ons het 'n opdrag ook van Jesus gekry om dan die voete te wees. In Matteus 28 vers 19 tot 20 sê Jesus, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Die woord gaan beteken nie dat ons stil staan en wag nie, maar dit beteken dat ons sal beweeg. Ons geloof is nie bedoel om net in die kerk te bly nie. Jesus stuur ons uit na mense wat seer het, verlore is, hoop nodig het en elke dag stap die kerk by die deur uit in hierdie gebroke wêreld. Jy mag dalk die enigste Bybel wees wat mense lees. Jy mag dalk die enigste Jesus wees wat hulle ontmoet. En so mag ons Jesus se voete wees. Verdens, Jesus werk saam met ons. Dis 'n belofte wat hy vir ons kom gee. En hy bewys dit ook dan in Markus 16 vers 20. Dit sê en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Soos die disippels beweeg het, die woord verkondig het, Jesus se voete was, het Jesus dit bevestig met wondertekens. Die disippels het nie alleen gegaan nie, maar Jesus het saam met hulle gewerk. Wanneer ons uitstap in geloof, gee God ons die krag. Gee hy ons die wysheid. Gee hy ons die geleenthede. Werk hy saam met ons en verander hy mense se harte en doen hy wondertekens. Jy hoef nie alles perfek te hê voordat God jou gebruik nie. God soek nie perfekte mense nie, hy soek gewillige mense. Nou Jesus het opgevaar hemel toe, maar hy het nie die mense op aarde vergeet nie. Hy werk steeds, maar hy werk nou deur jou en my. Miskien vra God vandag vir jou, wie kan jy bemoedig? Vir wie kan jy bid? Wie kan jy nader trek aan hom? Want iemand wag dalk vir 'n wonderwerk en God wil jou gebruik om dit te doen. En so mag jy besef dat die hemelvaart beteken dat ek en jy nou Jesus se voete is en dat ons die verskil vir sy koninkryk bring daar buite. Here, dankie dat ons vandag deel kan hê aan hemelvaart. Dankie dat ons kan deel hê in die staan en kyk en wonder. Die plek tussen opstanding en hemelvaart. Maar Here, dat ons ook vandag kan hoor dat u voete nou deur mense op aarde is. Dat u mense gebruik, ook in my lewe. En Here, dan uiteindelik my gebed vandag op hemelvaart, gebruik ook my voete, Here. Dat oral waar ek sal loop, mense Jesus sal raak sien. Ons eer U daarvoor vandag in Jesus se naam. Amen.